Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou. Dit is so lekker om hierdie geleentheid met jou te deel. Waar is ons in die kerklike jaar? Ons is in hierdie 40 dae, so van Paasfees af op pad na die hemelvaart van die Here Jesus, wat hierdie jaar gevier word op die 15de Mei. En as ons praat van hierdie tydperk, dan dink ons sommer aan daardie 40 dae wat die Here Jesus rondbeweeg het en op onbetwisbare manier ook aan mense gewys het, aan mense verskyn het en aan hulle bewys het dat hy lewe, dat hy werklik opgestaan het. En as ons so by Sondag kom, dan vier ons mos elke keer die opstanding van Jesus, want ons lewe vanuit die opstanding van Jesus Christus. Hebreërs 13 het hierdie pragtige woord van vers 20 af. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek wil graag vandag saam met jou lees uit 'n pragtige gedeelte, want vir Paulus was die opstanding van Jesus so geweldig belangrik. En hierdie gedeelte wat ek saam met jou wil lees, vind jy in 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15 wat geweldig baie praat oor die opstanding van ons ook, ons opstanding, maar ons opstanding wat gebaseer is op die opstanding van Jesus Christus. Daarom 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11 is die gedeelte wat ek vandag saam met jou lees. Voordat ons lees, is dit mos nou die regte ding om te doen, om die seën van die Here te vra. Dis mos wat jy doen wanneer jy gaan eet. Soos wanneer ons voor die kos gaan sit en ons die seën van die Here vra, so wanneer ons met die brood van die lewe besig is en die woord van God, dan vra ons ook die seën van die Here. Terwyl ons weet dat die Here ons nou altyd sy woord seën, dat die Gees wat hierdie woord geïnspireer het, ook die Gees is wat hierdie woord ook lewend maak en deel van ons lewe wil maak, dat dit ook so deel van ons kan wees, dat ons dit inderdaad ook elke dag wil uitleef, dat ons vanuit die woord ook wil leef. So kom ons bid. Hemel Here, baie dankie dat U vir ons die woord gegee het. Ons is so opgewonde daaroor om te weet dat hierdie woord nie ledig na U toe terugkom nie, maar dat te doen waarvoor U dit ook gestuur het. Baie dankie Here vir hierdie woord, wat ook binne in ons harte en binne in ons mense wil lewe, wat ons wil onderrig in die waarheid, dwaling wil bestry, verkeerdhede reg wil stel en die regte lewenswyse by ons wil kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Here, ons bely dat U ons Here is, dat ons aan U behoort, dat U ons verlos het, dat U vir ons die nuwe lewe gegee het, dat die opstandingskrag van Christus ook deel van ons lewe geword het. Baie dankie, o Heilige Gees, dat U ook binne in ons lewe is en dat U binne in ons ook werk en die werklikheid van Jesus Christus se verlossing deel van ons elke dag kom maak. O Vader, wil U ons elke een ook dra binne ons omstandighede waar binne ons is, gee dat ons U naam nooit ook in die skande sal bring nie. Wil U verheerlik word in Jesus naam. Amen. 1 Korintiërs 15 praat oor die opstanding van Christus. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het. Aan die woorde, die blye boodskap wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan.
Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle verkondig het, en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus, dis nou die broer van die Here Jesus, verskyn, en toe aan al die apostels. Nou, as hy nou hier praat van apostels, dan praat hy van ander mense. Nou nie, want hy het al reeds gepraat van die 12, ook ander wat met volmag, soos hy wat Paulus is, ook uitgestuur is om die evangelie te mag verkondig. En sy heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Wat bedoel hy daarmee? Ek is immers die geringste van die apostels, en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of wat ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. Ek het sommer so 'n tema geformuleer van vlagdraers of vaandeldraers van die blye boodskap. En dit is mos wat ons moet wees. So lekker, nee, om 'n boodskap te hê wat ek en jy kan dra, wat die waarheid is. Boodskap wat nie vanuit onsself kom nie, maar van God af. En wat vreugde kan bring in die lewens van ander. Wat 'n nuutheid binne in die wêreld tot stand kan bring. 'n Boodskap van hoop. Want hoop is mos die een boodskap, die een saak wat almal van ons nodig het, waarsonder ons hoegenaamd nie kan lewe nie. So wat is vir Paulus belangrik? Vir Paulus is dit belangrik dat ons sou glo. Dat sy lesers dit sou glo. Dat hulle sou glo wat Christus het opgestaan. Want soos wat hy ook sê, is as 'n mens vir hierdie lewe alleen op Christus sou hoop, dan sou ons die ellendigste en die beklaanswaardigste van alle mense wees. Maar nou die werklikheid is dat Christus uit die dood uit opgestaan het. En dit is met ander woorde die basis van die geloof, waaruit 'n mens ook lewe. En wat so belangrik is in ons eie lewe, is dat ons sou glo dat Jesus opgestaan het uit die dood, want dit is eintlik ook die bewys van ons eie opstanding uit die dood uit, dat ons ook uit die dood uit sal opstaan eendag. En wat se hoop bring dit nou nie in 'n mens se lewe nie? En as jy dit in jou lewe kan ervaar, dat jy ook eendag gaan opstaan uit die dood uit, watter boodskap van hoop loop jy nie mee in 'n wêreld waarin dood en verwoesting en alles ook 'n werklikheid is nie? Want Paasondag, wat het dit gesê? Dit het gesê, die graf is leeg. Die dood is oorwin. Die hoop leef. Kom ek herhaal, die graf is leeg. Die dood is oorwin. Jesus het die dood kon uittrek. Hy is opgewek uit die dood uit. Die dood is oorwin. Hy is 'n oorwonne vyand ook, en die hoop leef. Die belofte, dis die belofte wat ons ook moet aanspoor. Hierdie feit van die opstanding van Jesus, om standvastig te wees, om onwankelbaar te wees, om oorvloedig binne in die werk van die Here te wees, soos wat 1 Korintiërs 15 vers 58 ook wil sê, dat ons aangevuur moet wees, en standvastig moet wees, en oorvloedig moet wees binne in die werk van die Here. Soos wat 1 Korintiërs 15 vers 58 ook sê, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here,
omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie, want ons is mense wat met 'n toekoms lewe, wat lewe vanuit die hoop, vanuit die opstanding van Jesus Christus. Paulus herinner daarom ook vir die gemeente aan 'n gemeente wat ongelooflik verdeeld gewees het. Herinner hulle ook in hulle tyd, en wat omring was ook deur 'n see van ander gelowe wat deel van hulle wêreld sou kon wees. Herinner hulle aan 4 baie belangrike pilare binne in hulle geloof. En hierdie 4 pilare is ook ononderhandelbaar en onverhandelbaar binne my en jou geloof. Daar is baie dinge wat half op die kant kan staan, maar hierdie is die werklikheid van dit wat 'n mens behoort te glo. Die eerste een wat hy sê is dat Christus gesterf het. Ons moet dit weet, want dit beteken dat Christus vir ons sondes gesterf het. Die ander ene is dat hy begrawe is, en die feit dat hy begrawe is, dat hy toegemaak is in die graf met hierdie groot steen, is ook die bewys daarvan dat hy werklik waar dood gewees het. Die ander ene is dat hy opgestaan het. En saam daarmee dat hy aan honderde gelowiges verskyn het, dat hy aan baie mense verskyn het, sodat dit onbetwisbaar was. Want wanneer meer as 1, 2 en 3 sou saamstem oor 'n bepaalde saak, dan weet 'n mens dat dit waar is. En as hy aan honderde mense, verskeie mense verskyn het, en ook aan hom as Paulus verskyn het, daarop op die pad na Damaskus toe, dan weet ons, as hy aan verskillende mense verskyn het, dan so baie, dat ons nie kan twyfel dat hy opgestaan het. Dit is interessant, toe daar mos ook iemand aangewys moes word in die plek van Matthias, van Judas, wat vir Jesus verraai het, toe het hulle vir Matthias aangewys, ook as 'n disipel. Hoekom? Wat was die kriterium? Is dat dit ook iemand moes wees, wat saam met Jesus ook gewandel het, wat gesien het in daardie 40 dae, dat Jesus regtig opgestaan het. Want dis die evangelie woord. God het die beloftes van die skrif in Christus vervul. In ander woorde, God het die beloftes wat in die skrif staan, in die Ou Testament, oral wat daarin staan, het dit in Christus Jesus vervul. En dit beteken dat ons daaraan moet vasklou. Dit dra die belofte van ons almal se uiteindelike verlossing. Want wat weet ons? Ons weet die feit dat Christus opgestaan het. Die feit dat hy uit die dood uit is, beteken dat die Vader ook die versoening van Jesus aanvaar het. En ons beleef dit ook binne in ons eie lewe, wanneer ons ook hierdie transformasie, hierdie metamorfose in ons eie lewe beleef het, dat die opstandingskrag van Christus 'n werklikheid binne in ons lewe sou gewees het. Dat die wedergeboorte wat inderdaad ook deur die Gees in ons lewe gebeur het, dat dit 'n werklikheid is, dat Christus 'n nuwe bestaan, dat ons 'n nuwe bestaan in Christus ook het. So, Paulus se evangelie, Paulus se blye boodskap is gegrond, ook op 'n paar goed, en dit is op die Ou Testament, op die historiese feite van Christus, dit wat ons gesê het, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, dat hy aan mense ook verskyn het, vervulling van die boodskap daarvan vir ons ook. En die ander ding wat Paulus wil sê, is God se genade was groot oor hom. En miskien is dit ook wat ek en jy, wat in Jesus glo, wat hierdie boodskap ook gehoor het in ons lewe, wat ons ook vir onsself ook weer eens moet toeëien. God se genade, wat groot was oor Paulus, is ook groot oor ons. Wat sê Paulus? Paulus sê, hy was die vervolger van die kerk. Vir homself was hy verwerplik geweest, omdat hy aktief
die gemeente van God vervolg het. En daar op die pad na Damaskus toe, waarvan Handelinge 9 praat, as die Here ook daar vir hom kom aanraak en sê, Saulus, waarom vervolg jy my? Sou Paulus hierdie lig sien en op die grond neerval en hierdie stem hoor wat met hom praat, dan beleef hy, terwyl hy in die verkeerde rigting was, hy was op pad gewees om die gelowiges te vervolg met die briewe wat hy in sy hand gehad het op pad na Damaskus toe, dat die Here ook in sy lewe kom staan en sy lewe verander. Dat Paulus besef hoe groot God se genade ook in sy lewe was. En dit is wat die Here ook met ons gedoen het. Om ons te vat vanuit ons ou lewe, in ons nuwe mense gemaak het, 'n nuwe mensheid gemaak het wat kom uit verskillende nasies, stamme, volke, tale, dat ons kan kom om 'n eenheid in Christus te wees, vanuit ons bestaan, wat dalk ver van God was, om naby tot by hom te kom. God se genade het hom gered. Deur die genade wat hy van God is, hy wat hy is, word hy 'n apostel, word hy iemand met gesag. Nou het hy gesorg dat die genade sy werk in hom en deur hom uiteindelik ook doen. En Paulus het verstaan dat hierdie genade van God aan alle mense bekend gemaak moet word. As jy die genade beleef het, dan word jy 'n getuie ook van die genade. As jy die genade leer ken het en die genade in jou lewe 'n werklikheid geword het, as die opstandingskrag van Christus in jou lewe 'n werklikheid geword het, as die boodskap van Christus in jou lewe 'n werklikheid geword het, as die opstandingskrag van Christus in jou vaardig geword het en jy iets van hierdie transformasie ook beleef het van dit, dan beteken jy oorgegaan het van 'n ou mens af na 'n nuwe mens. Dan beteken dit hierdie genade van die Here moet aan ander mense verkondig word. Dit beteken boonbehalwe die feit dat ons lewens dan gekenmerk sou word deur dade wat anders is, dat hierdie genade aan alle mense bekend gemaak moet word. En dis mos nou die wese van die kerk. Die wese van die kerk is mos om missionaal te wees. Die wese van die kerk beteken om 'n sendende kerk te wees, sendingkerk te wees, getuieniskerk te wees. Dis die opdrag wat ook aan jou en my kom, as jy hierdie genade ook jou eie gemaak het. Weet jy hoe werk die kerk? En die kerk gaan daaroor 'n paar beginsels. Die ene is, ons word geroep in Christus Jesus. Dis wat met Paulus gebeur het. Dit is, ons word versamel ook as deel van sy kerk. En dan word ons gevorm, ons word gefokus binne in die evangelie. En as ons gefokus is binne die kerk, dan word ons ook gestuur, word ons almal gestuur dus ook na die wêreld toe. Sien jy wat gebeur? Dis in alles kom vanuit hierdie opstanding van Jesus Christus, 'n nuwe bedeling, 'n bedeling van hoop wat 'n werklikheid geword het. Alles die heilsweldade van die Here wat deel geword het van ons, die goeie boodskap wat ek en jy kan dra die wêreld oor. Want ons weet wat ons moet doen. Wees 'n getuie vir Jesus waar jy kom. Wees 'n getuie van dit wat jy geword het. Wees 'n getuie van dit wat God in jou lewe gedoen het en van die lewende werklikheid van Jesus. Om te praat oor die opstanding van Jesus Christus is nie om op 'n vergeestelikte manier daaroor te praat nie. Dit gaan oor 'n werklikheid wat gebeur het. 'n Getuienis waarvan ander kon getuig en wat in jou en my lewe waar geword het en wat vir ons hoop gee vir die toekoms. En wat 'n wonderlike boodskap het ek en jy nie, van opstanding, van verlossing,
van nuwe lewe om in die wêreld in te dra, waarin daar soveel nood op verskillende vlakke is, waarmee ek en jy elke dag ook in aanraking kom nie. Vreugde wat ons kan bring, wat wat in Christus begin het, wat deel van my en jou lewe geword het, en wat die Heilige Gees ook binne in ons lewe wil kom bevestig elke dag, en waarin ons mekaar ook moet kom herinner. Amen. Hemel Here, baie dankie dat U ons gered het. Dankie dat U ons geroep het. Dankie dat U ons versamel binne die kerk, wat groter is, wat wyd is, wat oor die wêreld heen is. Here, dat U ons ook fokus, dat ons kan leer, dat ons onderrig kan wees, ook binne in die waarheid, en dat U ons ook stuur na die wêreld toe, dat ons nooit onseker moet wees, ook oor die boodskap nie. Dankie dat ons kan weet, ja, dit is waar, Jesus het gesterf, hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het verskyn, sodat ons nie hoef te twyfel nie, maar binne in ons eie lewe beleef ons en ervaar ons en dank ons U ook vir die verandering en die vernuitheid wat ons binne in onsself kan beleef en wat ons elke Sondag ook kan verkondig. En as die klokke lui, dat ons ook kan sê, hoor jy die Paasfeesklokke, hulle lui van vroegdag af, hulle jubel oor die wêreld, die Heer is uit die graf, en dankie dat ons in hierdie tyd ook kan vooruit, kan dink ook, kan begin dink ook aan die hemelvaart. Here, dankie daarvoor, dat U ook aan die regterhand van die Vader sit, en dat ons weet, dat U ook weer sal kom, en dankie ook vir die Gees in ons lewe. Seën ons en heilig ons tot U eer, in Jesus se naam. Amen. Ek hoop dat jy regtig 'n baie mooi en 'n spesiale week ook gaan beleef, want God seën ons mos, sodat ons tot seën sal wees, ook vir ander mense. Psalm 67 sê, mag God ons genadig wees in ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder al die nasies. Amen. Mooi bly.